Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus. Nou goeders gaan 'n bietjie anders wees. Ons het vir Jacques de Tooy as ons gas om 'n bietjie meer te deel oor landbou vir die jeug. Ons het as ook 'n nuwe liedjie en 'n nuwe boek wat destyds uitgekom het. Maar voor dit is dit geen anders as Anne-Marie wat ons gaan saam join om te gesels oor wat's nuut. Hallo en welkom by hierdie episode se Wat's Nuut. Soos julle kan sien, ek is terug met Anne-Marie en ons is weer op die Blitz Fokus bank om 'n bietjie te gesels met wat gaan aan in die wêreld vandag. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. Ons het 'n lekker besige naweek gehad. Dit was Kiro Oshana Gymnasium se kultuurfees gewees. Ofwel hulle het die kultuurfees gehou hierdie jaar, maar dit was 'n byeenkoms van al die Kiro skole, Windhoek Gimnasium, Oshana Gimnasium, Roots Gimnasium en dan natuurlik ek dink daar's een in Wolfsbaai ook, wat almal toe nou bymekaar gekom het om hulle top kultuurpresteerders te showcase. Wow, dit klink daarom nou amazing. Nou, vertel ons 'n bietjie meer, wat is Kiro skool so 'n bietjie? So ek weet nie of ek die regte persoon is om hieroor te praat nie. Ek weet nie of ek heeltemal gekwalifiseer is nie. Maar van wat ek verstaan is Kiro skole essentially 'n groep, dis amper soos 'n umbrella company, Kiro, wat 'n klomp gimnasiumskole besit wat dan nou onder hulle val. Hulle het in Suid-Afrika begin, as ek dit nie mis het nie. Althans die eerste Kiro skool waarvan ek geweet het, was terwyl ek nog in Suid-Afrika gebly het. En daar is 4 Kiro skole in Namibië. As ek kan verkeerd wees, daar kan 'n paar wees waarvan ek dalk nie weet nie, maar sover ek verstaan is daar 4 Kiro skole, en hulle is basies 'n sambreel company wat skole onder hulle het. Okay. Dit klink amper so snaps, met 'n klomp skole wat bymekaar gekom het. Ja, dit is amper so iets. Ja, ek dink daar is bietjie verskille tussen die twee as mens nou in detail gaan kyk na dit, maar basies 'n groep skole wat bymekaar kom en half soos wat NAPSU almal saam iets gaan doen. Ja. Almal het NAPSU kultuurweek, het Kiro ook hulle en mekaar ondersteun, ja. Ja, so okay. iets. Nou, dit is selfs nou iets interessant, maar ongelukkig is dit nie alles goeie nuus nie. Ek is seker ons is almal nou al bewus oor die brand wat aan die gang loop. Ja, dit is Etosha is aan die brand, of ja, Etosha het basies afgebrand. Die laaste wat ek gelees het was op die Republikeinse Voorblad, het hulle gesê 800,000 hektaar van die Etosha Nasionale Park wat dan nou gebrand het. Sjoe. Nou, ek weet nie of jy weet hoeveel 800,000 hektaar is nie. Okay, ek ken die presiese nommer, maar ek kan glo dis groot. Ja, nee, dit is massive hoeveelhede van die park wat ongelukkig afgebrand het. Ek dink dis baie hartseer. Etosha Nasionale Park is so groot. Ek wil amper sê stapel vir ons land. Ja. Mense kom van ver en van wyd om die Etosha Nasionale Park te gaan kyk en te besoek en so. So baie hartseer. Ek weet die brandweer het hierdie week National Safety Week aan die gang, in Windhoek, en ek dink dit is iets waarna ons almal kan kyk om dalk te attend, en dalk net bietjie meer te leer sodat sulke tragedies soos wat op die oomblik aan die gang is in Etosha verhoedbaar is. Ja, nee, dis waar. Ek is dan net meer nuuskierig oor wat gaan gebeur met die diere? Ja, kyk, dis baie moeilik. Dis nie regtig iets soos ek probeer om nie te veel aan sulke goed te dink nie, want dit is baie hartseer. Maar Namibië het hulle hele Defence Force deploy om die brande te gaan veg. Natuurlik gaan hulle probeer om soveel as moontlik diere te red as wat hulle kan, maar dit is ook nie altyd moontlik nie. Diere raak bang, verskriklik skrikkerig, vries, jy weet mos nou ons almal het ons fight or flight. So dit is hartseer, maar ek dink 'n groter meerderheid van die diere sal seker nie meer met ons wees nie, maar ek weet dat ons brandweer en die Namibian Defence Force probeer regtig hulle bes om hierdie brande te keer en te verhoed sover soos wat hulle kan. Ja, nee, sterkte vir hulle en ek hoop maar net alle beste daarvoor. Nou, het daar enigiets anders interessant gebeur wat jy dalk van weet? Kyk François, daar gaan altyd iets aan. Daar's altyd iets aan die gang. Ons is op hierdie stadium verskriklik besig ten opsigte van matriekafskeide. Dit is daai einde van die jaar, skole begin amper met eksamen. So sterkte matrieks vir julle. Ons almal dink aan julle en nie net matrieks nie, graad 11s ook. Ek weet dat die
ordinary level eksamens begin ook amper, so baie sterkte, ons dink aan julle. Ek dink ons in ten opsigte van sport en so, die dinge seker maar 'n bietjie rustig geraak as gevolg van dit. Veral wil ek amper sê in die jeugnuus, net om daai kinders ook hulle geleentheid te gee om bietjie te regroup en reg te maak vir die eksamens. Liefde by die naam is hierdie naweek. O ja, ek het heel vergeet daarvan. Exciting stuff. Ek persoonlik is baie opgewonde. Gaan jy daar wees? Ek besluit nog. Nou, hierdie is nou die ding. Ek het so Liefde by die Dam het in 2018 in Suid-Afrika begin. Ja. Dit was die eerste jaar wat hulle ooit 'n Liefde by die Dam gehou het. Ek was daar. O. Weer 10-jarige ek was daar. Dit is die eerste keer in my lewe gewees wat ek vir Francois van Cooke live gekyk het. Okay. En ons almal weet nou al teen die tyd my liefde vir Francois van Cooke hardloop baie diep. So ek het nog nie 'n Liefde by die Dam gemis van 2018 af nie, toe ek Namibië toe getrek het. Die eerste jaar toe ek in Namibië gebly het, was daar nog nie Liefde by die Dam nie, toe het ek teruggevlieg Suid-Afrika toe. Om die een in Johannesburg by te woon. En toe natuurlik die twee wat in Namibië was ek daar gewees. Maar dis bietjie moeilik want daar is ook ander goed wat aangaan. Daar's 'n klomp liga cricketwedstryde wat aangaan hierdie naweek. Waar ek graag sou wou wees. En ek probeer nog uitfigure hoe ek my skedule gaan balanseer. Dalk mis ek die eerste paar acts, maar wat ek gesê het is Rian Benardi begin 5:00. So as ek daar kan wees vir Rian Benardi, dan gaan ek vir Rian Benardi die Heuwels Fantasties, Francois van Cooke, Ullibee en Jack Barrow kan kyk. Wow. So dan tref ek half my top 5 as ek net vir daai tyd kan gaan. So dit hang net maar af hoe ek my skedule balanseer, maar ek is verskriklik opgewonde. Daar is niks wat my so gelukkig maak soos 'n Francois van Cooke live performance nie. Ek het actually op 'n stadium snaaks genoeg 'n weddenskap aangegaan met iemand dat ek 'n tatoeëermerk van sy lirieke sou kry as hy begin het uit 'n set kom doen in Namibië. En toe sê ek as hy begin met Brand Suid-Afrika, sal ek die lirieke van Brand Suid-Afrika laat tatoeëer. Oh. Gelukkig vir my en my ma se hart het hy toe nou nie begin met Brand Suid-Afrika nie. Maar ja, so baie exciting. Ek weet Pierre Greef, die Heuwels Fantasties sit elke jaar verskriklik baie moeite in hierdie festival in. Veral ook met die kombersinsameling wat hulle doen. Waar hulle vir jou sê, bring jou kombers en los hom. Hulle samel die komberse in en gee dit dan vir minder bevoorregtes wat kan koud kry of wat dalk die ekstra kombersie nodig het. So. Wow. Kyk nou, moenie te veel geskok wees, maar ek was eintlik nog nooit by Liefde by die Dam nie. François. Ek dink ons het nou al 'n paar keer gepraat nie. Daar's 'n paar gaps in hierdie opvoeding waaraan ons baie hard gaan moet begin werk. Tussen my en jou gaan ons iewers daai gaps moet uitsorteer. Ek kan vir jou sê die vibes is immaculate. Daar is niks soos 'n groep mense wat bymekaar kom om klomp live artists te luister nie. En die lekker ding vir my is altyd almal gaan nie vir dieselfde rede nie. Ja. Ek is 'n diehard nou, ek weet nie wat jy weet van types of festival goers nie, maar ek het hulle half soos gekategoriseer vir myself. So jy kry die festival goer wat gaan vir die kunstenaars. Ja. Hulle gaan strictly om die musiek te kyk. Dit is ek. Okay. Ek is altyd front row teen die stage besig om die musiek te luister. Ek het nie 'n saak met wat om my aangaan nie. Dan kry jy daai festival goers wat gaan want hulle wil saam met hulle vriende uitgaan, 'n outing maak daarvan. Geen nie regtig om oor die musiek nie, maar hulle is daar saam met hulle vriende. Okay. Dis nie ek nie. Okay. Could never be me. En dan kry jy soos die festival goer wat loukie net daar is van 'n kuier. Dis 'n vibe, hy is daar vir die vibes strictly. So as jy jouself moes kategoriseer, watse tipe soos festival goer sou jy wees? Ek sou sê seker vir die vibe. Vir die vibe. Seker vir die vibe. Maar praat van vibe, ons gaan die vibe so 'n bietjie moet verander. Dit is nou ongelukkig al wat ons voor tyd het vernies. Ek nou alweer so baie gepraat oor liefde vir die dat ons tyd verby is. Dit is altyd goed om iets te sê waarvoor jy passievol is, veral as dit iets te doen het wat nie werk is nie. Ja. So kykers, dit is altyd wat ons het vir wat's nie, maar volgende het ons 'n interessante onderhoud. Hallo en welkom by vandag se episode van Blitz Fokus. Nou soos julle kan sien, vir hierdie onderhoud het ons Jacques de Tooy hier. Nou ons gaan 'n bietjie gesels oor landbou en 'n bietjie meer inligting afgee
na die jeug toe. Hoe gaan dit met jou vandag, Jacques? My gaan dit baie goed, want ek skou is aan die gang, al die beeste en die diere en die klein vees in Windhoek, so ek is opgewonde vir daai nou. Ja, nee, ek het gehoor die Windhoek is aan die gang en as iemand wat altyd gegaan het, is ek nogal so 'n bietjie teleurgesteld dat ek dit mis, jy moes nou met die werk en dat ek al die pad buite in ons sonna bly. Ja. Maar nou ja, hoe gaan dit daar by die skou deesdae? Ek is eintlik net by die beeste en die bokke en die skape, so ek is al vandag gaan ek daar gaan draai, so as jy die lewende hawe wil sien, dit sal op my bladsy wees. Die res van die skou wat meeste mense gewoonlik kyk, daai gedeelte sien ek amper nooit hê. Vir my is skou net diere. Maar ek is seker daar's 'n klomp lekker goeders daarso waar die mense kan gaan kyk. Ek dink dit teen Vrydag en Saterdag is definitief die moeite werd om te wees, want Saterdag is die groot beesberade en die hoofwenners en die hoofkommissaris van die Britse hoofkommissaris gaan nie so wees, so daai is die dag. So lyk my daarom nou landbou bring groot name in. Ja, daar's PJ Butler, hy is van Texas af wat ook wie hy so is, so hy gaan inkom en die beeste beoordeel en sy kundigheid gee. Wow, okay. Ja. Nou, behalwe nou vir die beeste en die skou, vertel ons 'n bietjie meer oor landbou self. Gee ons 'n bietjie meer inligting vir ons as jeug. Landbou is die toekoms van Namibië, want dit moet alles nog ontwikkel word. En vir enige land om te ontwikkel, moet jy eers landbou ontwikkel. Jy moet eers jou voedselsekerheid uitsorteer voordat jy kan industrialiseer en manufacturing doen en daai tipe goeder. So daar's omtrent 50% unemployment onder die jeug. Die regering doen baie goeie inisiatiewe. Die implementering is uit partykeer 'n bietjie uitdaging, maar uiteindelik moet al die jeug, want ons gaan nie almal kantoorsitters wees nie. Ons gaan nie almal in die finansiële of die toerisme of die manufacturing sektor werkie. So ons kort omtrent 1 miljoen werke in Namibië en daai werke gaan uit landbou uit moet kom. So die regering moet ons uitsort daar dat die jeug inkom. Die gemiddelde ouderdom van 'n boer is omtrent 55 na 60 jaar. So ek glo nie dit is iets aan die jeug se kant dat hulle nie noodwendig betrokke is nie. Ek voel net daar word nie genoeg geleenthede vir die jeug geskep binnekant landbou om uiteindelik ordentlike werk daar te gaan kry en so net. Ja, want van my kant af landbou was altyd 'n groot menswerk, so te sê. En die jeug was ons nou altyd daar uitgehou sê nee, jy weet wat jy doen nie, jy het nie die inligting nie, jy het nie die wat is dit experience nie. So om te sien dat ons regering nou meer doen om die jeug in te kry, ek dink dit sal goed doen. Nou, ek is 'n bietjie nuuskierig oor iets. As ek daaraan dink, wat is die grootste uitdaging vir ons in landbou? In Namibië self of vir die jeug in Namibië? Ek sou sê vir Namibië self. Ons grootste uitdaging in Namibië is ons reënval en dan om genoeg grondstowwe te hê. So ons kan boer, ons het goeie genetika, ons het al die kundigheid en die ervaring. Die een probleem is ons het nie genoeg grondstowwe om vir ons diere te voer nie. So soos Tinus Pretorius, die president van die Landbouunie gesê het, net 2% van Namibië is geskik om plante te groei, van mielies tot groente. Nou, ons moet baie mielies groei om al ons diere te voer. In ontwikkelde lande, meeste van die mielies wat hulle groei, voer hulle vir die diere. Hierso het ons nie eens genoeg mielies om die mense te voer. So, ons eerste oplossing sou ek sê is die noorde van Namibië moet heeltemal vergroen word. Dit moet groen skemas wees. Ons moet nie in die aanslawe en wonder waar gaan ons mielies vandaan kom van Suid-Afrika of waar of en so nie. So die reënval vir die ontwikkeling vir groente en mielies en dan ook om genoeg gras te groei vir al ons beeste en so dat ons genoeg van onsself kan groei. Wow, dit klink soos 'n groot projek daai, maar soos wat jy nou dit staan en vertel het en alles het ek onmiddellik begin dink. Jy weet ons het hierdie groot stuk woestyn aan die kus. Ja. Nou hoekom sê nou maar hypothetically. Wat van as ons nie net 'n groot stuk daar uitsny en daai losstand en alles begin verwerk in grond wat kan groei nie? Ons kan, maar daar's baie makliker areas van Namibië om te boer voordat ons eers na hoef te kom. Soos ons het ons groen skemas en so in die noorde, daar's meer as genoeg reënval in die noorde. Die groen skemas wat ons daarso het, die groot spulpunte, soos kyk net die Zambezi streek alleen. Daar's geen spulpunt irrigation daar nie. So daar's in die hele Zambezi streek is daar niemand wat 'n spulpunt het met 'n trekker, die almal plant op met die hande. So voordat ons by die woestyn uitkom, kan ons die Zambezi streek miskien ordentlik mekaniseer,
samewerking tussen die private sektor en die publieke sektor en die jeug betrokke kry, laat selfs net die Zambezi streek, as ons net die Zambezi streek ordentlik kan onder spulpunt irrigation kry, dan gaan ons miskien al klaar verdubbel of vertrippel wat ons produseer. En dan as ons dan nog nodig het, kan ons na die woestyn kyk. Ek moes maar net dink, want ek meen mense in die kus gaan mos nog nie altyd kans kry wat daar kennis het om op noorde toe te gaan. Ja. Dis mos toe die idee wat ek aan dink. Want terwyl die noorde se mense besig is, in plaas van dat mos nou mense in die kus wat mos nou die kennis het net sit en niks doen nie, kan hulle daar iets begin. Ag, jy hoef nie landbou te forceer in daai gedeelte van Namibië noodwendig nie, want die gedeeltes waar landbou kan floreer is nog heeltemal onontwikkeld. Namibië is heeltemal onontwikkeld. Alles moet nog van die grond af opgebou word. So vir die kus kan jy interessanter goeders doen. Jy kan die olyfboerdery wat daar so is baie groot. Ons produseer klomp olywe. Jy kan omtrent verdubbel, vertrippel die olywe, laat ons kan uitvoer na Suid-Afrika toe. Jy kan miskien nog 'n slagplaas gaan oopmaak, van daai slagplaas, hulle wil 600 ton slakke is wat hulle van plan is om uit te voer. Na Europa toe, 600 ton. net om jou idee te gee. Sover hierdie jaar het ons maar 600 ton skaap uitgevoer. Nou hoe hard moet jy werk vir 600 ton slak versus om 600 ton skaap te kry? Jy moet jou alie afwerk om net 'n bietjie skaap te kry. Ag 'n bietjie. 600 ton slakke. 600 ton slakke. Wat so klein is. Ja, maar dis 'n groot plaas buitekant Swakopmund. Die verskil wat ek aan dink in hoeveelheid vir 600 ton slakke en 600 ton skape. Presies, ja. Okay, maar dis nou 600 ton vir 'n hele jaar. So miskien gaan ons vir hierdie jaar 1200, 1300 ton skaap uitvoer. Maar ons is al klaar met net een plaas 600 ton slak. Ek sê nou nie ons moet 'n slak produseer in 'n land wees nie. Ons moet nog steeds skaap boer, maar ek dink ons moet van lyk ons kry baie daai uit. Jy hoef nie te gaan sukkel in die woestyn om te gaan boer nie. Daar's eindelose geleentheid nog in Namibië om ordentlik grondstowwe te maak wat nou soos grasse goeders is en mielies te boer en die beesboerdery te vergroot en die groot probleem ook is Namibië het meer beeste as mense. En die helfte van ons beeste is in die noordelike kommunale area. En daai beeste kan ons nie gebruik vir ons mark nie. Nou daai storie met die back and claw seer moet uitsorteer word en net om 'n duidelike lyn te trek, dit is nie 'n politieke issue nie, dit is 'n diergesondheidsissue. Ja. So daai kommunale area, ons moet die helfte van ons bees moet ons uitkry, laat ons dit hier plaaslik kan begin slag. So ja, is klomp uitdagings. Namibië is letterlik die moeilikste land om te boer in die wêreld. Dis die oudste woestyn in die wêreld. Daar's 'n rede hoekom hy een van die laaste lande is wat begin ontwikkel het en so aan, want dit is so vrek moeilik om hier so iets te doen. Ja nee, ek hoor jou nou. Het jy enige iets wat jy vir die jeug wil sê in terme van landbou, hoe om in te kom daar en waar om te begin? Dit is 'n goeie vraag. Ek sou sê vir die jeug, moenie noodwendig dink jy gaan nou 'n stukkie grond gaan kry en jy gaan begin boer nie. Dit is nie die toekoms van landbou nie. Gaan kry jou graad in digitale bemarking, gaan kry jou rekenkundige graad, gaan kry jou grondwetenskap graad, gaan kry 'n tipe graad of gaan studeer as jy kan. Daar is kantore werke en daai tipe goeders in die landbou, maar landbou self, ja, dit is moeilik om te sê. Die regering het nou 5 verskillende subsidieprogramme. So as en dit prioritiseer jeug en dit prioritiseer vroumense. So as jy op 'n klein skaal, dis nou meer sê maar in plaaslike areas. As jy in Windhoek bly dan sien jy in die stad, dan moet jy stadswerk doen. Maar as jy in 'n plaaslike area bly, vir melkboerdery, vir hoenderboerdery, vir groenteboerdery, vir melkboerdery en dan ook vir wat hulle noem conservation agriculture, daai tipe boerdery. As jy daai tipe goeders het, jy moet na die regering toe gaan. Dis nou sê maar vir groente van 0,1 hektaar na 1 hektaar. 1 hektaar is 10,000 vierkante meter, so 0,1 is sê maar 1,000 vierkante meter. So dis 'n baie klein area. Jy kan na die regering toe gaan, jy kan aansoek doen vir subsidies en hulle sal gedeeltelik vir jou betaal. Die belangrikste is net as jy daai geld en ondersteuning van die regering kry, dan moet jy selfstandig begin word met dit op 'n tyd. So ek sou sê kyk daai programme. Die regering het regtig baie hulpmiddels.
Agra Pro Vision, leer jouself hoe om op 'n klein skaal selfstandig te kan word, hoe om 'n bietjie geld daarso te maak. As jy kan gaan studeer 'n veld binnekant landbou. Ek weet nie of daai regtig die vraag beantwoord het nie, maar Wel, dit het vir ons beslis baie inligting gegee. Ek As hoop so. ook vir ons meer vertel van waarom te begin. ja. Dit gesê, Jacques, baie dankie dat jy aangekom het en vir ons bietjie meer vertel het oor landbou vir die jeug. Ja, dis 'n groot plesier François. Nou, julle moet nêrens gaan nie, want die episode is nog nie klaar nie. Hierna het ons 'n boek. Hallo en welkom by Nuut op die Rak. Ek hoop julle het daai onderhoud geniet en ek hoop julle het 'n bietjie meer geleer. Nou saam met ons vandag het ons 'n interessante speurdersverhaal. Nou in die 3 weduwees volg die storie Amy Prinsloo. Sy is onverwags in 'n onopgeloste saak van haar mentor, die afgetrede polisiegeneraal Paul de Jager, betrokke gemaak. Nou, Paul vertrou haar met een laaste opdrag, om die verdwyning van 'n 15-jarige seun uit Pretoria te ondersoek. Nou, die seun het spoorloos verdwyn op pad na die hoekkafee, met net R20 in sy sak. Hoewel die geval op die oog af eenvoudig lyk, besef Amy gou dat daar meer as die saak is, as die wit Volkswagen bus wat destyds gesien is. Terwyl sy die leidrade navors, word sy gedwing om haar intuïsie, vasberadenheid en ondersoekwaardighede te gebruik om die geheim agter die seun se verdwyning te ontrafel. Nou, hierdie is 'n speurdersverhaal wat nie die gewone paadjie volg, so te sê nie. In plaas van 'n man is die hoofkarakter 'n vrou die keer, wat nogal skaars is deesdae. Nou, dit gesê, die van julle wat hou van mystery en 'n bietjie boeke wat jou laat dink, gaan lees gerus hierdie boek en laat weet ons, wat dink jy? Hallo en welkom by Voor in die Koor, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor 'n nuwe liedjie. Nou, ek hoop julle het 'n bietjie daai boek gaan lees, en onthou, vertel ons 'n bietjie meer, wat dink julle daarvan. Maar, vir Voor in die Koor het ons 'n liedjie van 'n band wat ons tevore al op Blitz Fokus gehad het, nie net as Voor in die Koor, maar self as gaste. Hierdie liedjie is Hou Weermoed deur Spoegwolf. Nou, die Afrikaanse liedjie Hou Weermoed deur Spoegwolf saam met Emily Swiegers dra 'n boodskap van hoop, geloof en volharding in tye van onsekerheid en pyn. Deur beelde van koue, vasgevang wees en die gevoel van alleen staan, wys die lirieke die stryd om sin en identiteit te vind, maar keer telkens terug na die oproep om moed te hou. Die refrein beklemtoon die soeke na God en die wette dat hy ook na ons soek, wat die lied 'n spirituele en troostvolle dimensie gee. Met sy emosionele gelaaide melodie en beeldryke taal herinner die lied die luisteraar daaraan dat selfs in moeilike omstandighede daar nog hoop, geloof en 'n pad vorentoe bestaan. Nou, kykers, ons het al vir Spoegwolf hier opgehad, ons het hulle as gaste gehad en as ook vorige liedjies van hulle gehad op Voor in die Koor en hulle is ongelooflik. Ek self sal so sê. So asseblief maak seker, gaan luister na hierdie liedjie toe en laat weet ons meer van wat julle dink daaroor en hoe dit julle laat voel. Wel, ongelukkig is dit nou altyd waarvoor ons het vir hierdie episode, maar moenie worry nie, julle kan ons elke Woensdag kry, elke week 'n nuwe episode. Ons is selfs op sosiale media, ons het 'n WhatsApp chatbot waar julle meer kan kyk en julle kan altyd teruggaan na OneUp2 en ons nuutste episode gaan kyk daarso. Tot volgende keer, totsiens.